Goeiedag vriende, gegroet is u elkeen in die wondernaam van die Here Jesus Christus. Weer eens ou Theo, ek groet julle elkeen in sy naam. Vandag wil ek met u praat oor die persoon van die Heilige Gees. Maar voor ek verder gaan, kom ons bid eers saam. Here God, deur u woord spreek tot ons harte vandag. Maak aan ons bekend en leer ons wie u Heilige Gees is, sodat ons hom kan ken as die persoon. Die Heilige Gees van God, dit is u wat my ook lei in hierdie aflewering. Werk in die harte van elke broer en suster, open die ore, maar raak ook hierdie lippe van klei aan om te spreek. Vra dit in Jesus naam, amen. Nou vriende, ken jy die Heilige Gees? Ken jy hom so goed as wat jy vir Jesus ken, of die Vader ken? Het hy 'n spesiale plek in jou lewe, net soos die Vader en die Seun? Is hy vir jou net so 'n lewende werklikheid, as wat Jesus en Vader God is? Het jy hom lief? Is jy gehoorsaam aan hom? Is jy oorgegee aan hom? Wel, as jy nie antwoord op hierdie vraag, moet ons 'n slag nadink waarom dit so is. Jy sien vriende, die Heilige Gees is net so deel van die goddelike drie-eenheid as wat die Vader en die Seun is. Hy het net so 'n belangrike, kom ons sê onontbeerlike taak in die mens se totale verlossing en toerusting soos die Vader en die Seun. Hy word in die skrif en beide deur die Vader en deur die Seun Jesus Christus baie hoog geag. As ons hom dus van minder belang beskou en behandel, dan is dit onbybels, onskriftuurlik en nie reg in God se oë nie. As ons hom nie werklik ken nie, dan mis ons iets baie groots, en dis dit die oorsaak omdat ons 'n gebrekkige geestelike lewe lei. Want die Heilige Gees is juis gegee aan ons om ons toe te rus vir ons daaglikse uitlewing van ons geloof. Die Heilige Gees het gekom om dit wat die Vader vir ons gegee het en dit wat Jesus aan die kruis en deur die opstanding vir ons bewerk het, 'n werklikheid te maak in elke een van ons se lewe. Daarom is die Heilige Gees baie belangrik, van kardinale belang in ons lewens. Ek wil hom beskryf en vir u sê dat hy is wonderlik, hy is kosbaar, hy is onmisbaar. Ons moet hom ken. Ons moet veel beter hom ken as wat tans die geval is. En ons moet dan nou 'n veel groter plek in ons lewe gee. Om die waarheid te sê, ons moet volkome oorgee aan hom. Soos hy vir Jesus tydens Jesus se aardse bestaan onmisbaar was, so moet hy ons lewens oorheers. Dan eers sal ons die plan van God met ons lewens kan volvoer. Let net op hoe groot rol die Heilige Gees in Jesus se lewe gespeel het. Matteus 1:18-20 en Lukas 1:35 leer byvoorbeeld vir ek en jou, toe die engel by Maria gekom het en haar vertel het hoe sy verwagting sou raak wanneer die Heilige Gees oor haar sou kom, dan besef ons, Jesus is ontvang van die Heilige Gees. In Matteus 3:16 sien ons dat die Heilige Gees het sigbaar op hom neergedaal, daar toe hy gedoop is. Matteus 4:1 sien ons dat die Heilige Gees het Jesus in die woestyn ingelei. En in vers 14 sien ons hy teruggekeer in die krag van die Gees.
In Lukas 4:17 en 18 lees ons, hy begin sy bediening met die aankondiging dat die Gees van die Here op hom is. Hy het mense genees, wonderwerke gedoen, duiwels uitgedryf, alles deur die krag van die Heilige Gees, volgens Handelinge 10:38. Maar hy leer ook dat slegs die wat uit die Gees gebore is, die koninkryk van God sal ingaan, volgens Johannes 3:5. Jesus onderrig sy disippels aangaande die Heilige Gees in Johannes 14 tot Johannes 16. Bestudeer daardie skrifte. Hy beloof ook om sy disippels met die Gees te doop in Handelinge 1:5. Hy sê in Handelinge 1:8 dat ons krag sal ontvang, want die Heilige Gees oor ons kom om sy getuies te wees. En in Hebreërs 9:14 offer hy homself aan God deur die Gees. So vriende, as die Heilige Gees van God dan so belangrik was in die lewe van ons Verlosser en Meester, Jesus Christus, ons God, hoe kan ons dan met minder van hom wil klaarkom? Soos vir Jesus moet hy ook ons daaglikse metgesel, ons hulp en ons geliefde vriend wees. So vriend en vriendin, voordat die Heilige Gees die regte plek in ons lewe kan inneem, sal ons eers hom moet ontvang. En alleenlik eers wanneer jy vir Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker aangeneem het, kan jy hom as inwonend ontvang. En dan moet jy leer om volkome aan hom oor te gee. Jy moet hom beter leer ken, want jy moet hom lief hê en jy kan nie iemand lief hê en vertrou as jy hom nie ken nie. So ons moet weet wie hy is en wat hy gedoen het. So in die volgende paar minute wil ons dan bietjie gesels, wie is die Heilige Gees? Dit is moeilik vir die mens om werklik 'n idee te vorm hoe en wie die Heilige Gees is. En dis juist omdat hy Gees is. En 'n gees kan mos nie fisies gesien of gehoor word nie. Wel vriende, die Heilige Gees se teenwoordigheid kan egter geken en gevoel word. Sy stem kan diep in ons harte gehoor word. Want hy is nie net 'n vaag iets, 'n onpersoonlike invloed, of net 'n dit, of 'n krag wat van God afkom nie. Nee, hy is die derde persoon in die drie-eenheid. Hy is God, die Heilige Gees. Daarom moet hy nie en hoef hy nie vir ons die onbekende te bly nie. Ons kan hom leer ken, ons kan hom leer lief hê, want hy is werklik. Hy is 'n werklikheid. Die Heilige Gees is God. Hy is 'n persoon. Hy is ook die krag van God. Hy is die salwer wat ook die salwing gee. Hy is God in ons. Ja, hy word voorgestel deur baie simbole in die Bybel. Baie keer word die Heilige Gees as minder van belang as Vader en Seun gesien deur mense, want hy word beskou as 'n invloed wat van God uitgaan, want dieself God ook nie. Dit is onskriftuurlik. Die skrif is egter baie duidelik dat die Heilige Gees deel is van die goddelike drie-eenheid. En dat hy net soveel krag, majesteit, ja, mag het as die Vader en die Seun, en dat hy ook as God geken moet word, geëer moet word, want hy is waarlik God. Op verskeie plekke word die drie persone van die Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees, saam genoem. En alhoewel die Heilige Gees altyd die derde persoon word,
is daar geen aanduiding dat hy enigstens minder belangrik is as die twee ander persone nie. Nou vriende, in Matteus 28 vers 19 sê die Here Jesus Christus: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kan u sien dat Jesus erken die Heilige Gees as God? In 2 Korintiërs 13:13 hoor ons Sondag na Sondag van die kansel: Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met u. Dit is so belangrik dat ons toelaat dat die Heilige Gees ons leer en ons lei, ons geestelik groei en ons verander na die gelijkvormigheid van Jesus. God het hom gestuur as metgesel, as trooster, as raadsman, as God inwonend by ons. Want ons liggame is die tempel van die Heilige Gees van God, nadat ons tot bekering gekom het. 1 Johannes 5 vers 7 sê, daar is 3 wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord is natuurlik Jesus Christus, en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. So hulle is een in wat hulle doen. Ja, 3 persone, een Godheid, wat altyd saamwerk. Dit is nie altyd moontlik om te verstaan hoe God 3 persone en tog net een God kan wees nie. En hoe al 3 eweveel eerwaardig is nie. Maar dit is so. Iemand het God by geleentheid met die son vergelyk. Hy het gesê, as jy na die helderheid kyk, sien jy net een son. Maar in werklikheid is dit 'n 3-ledige son, wat ons planeet aan die aarde aan die lewe hou, want daar is 3 duidelike onderskeidbare elemente: die son, die lig en die warmte. En so is dit ook met die 3 eenheid. Die Vader is die hele son, Jesus is die hele lig, die Heilige Gees is die warmte wat jy voel. As jy in die teenwoordigheid van God die Vader staan, voel jy die warmte, die energie en die krag van die Heilige Gees. As jy opkyk in die aangesig van God, sien jy vir Jesus, soos hy gesê het, hy wat my gesien het, die Vader gesien, Johannes 14:9. Jy sien, die Heilige Gees is onlosmaaklik deel van die goddelike 3-eenheid. Soos wat die lig en die warmte nie van die son losgemaak kan word nie. Waar die Heilige Gees is, daar is die Vader en Jesus die Seun ook, en ook andersom. Vriende, as jy en ek die Vader en Jesus Christus werklik wil leer ken, moet jy, moet ek, moet ons die Heilige Gees toelaat om ons meer en meer toe te rus. Vriende, hy ken ons intiem. Hy is deel van ons. Hy ken die Vader intiem. Hy is deel van hulle. Hulle is een. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons meer en meer bekendstel aan die Vader en die Seun, want hy het juis gekom as leermeester. Die Heilige Gees is God die 3-eenheidse verteenwoordiger op aarde, wat spesiaal vanuit die hemel gestuur is om by ons te wees, nadat Jesus sy werk voltooi het en teruggegaan het hemel toe. Onze Here Jesus Christus is verhoog aan die regterhand van die Vader, maar hy het die Heilige Gees beloof, wat ons van die Vader sou ontvang, en ons weet hy is uitgestort. Kyk ons verder na die Heilige Gees, sien ons dat hy het goddelike name. Hy word oor en oor in die skrif direk met die naam God verbind. 1 Korintiërs 2:11, 3:16, Romeine 8:14, sê hy is die Gees van God. Jesaja 11:42, 13, Micha 3:8, sê hy is die Gees van die Here.
2 Korintiërs 3:3 sê hy is die gees van die lewende God. Hy is die gees van Christus. Filippense 1:19, Galasiërs 4:16, Romeine 8:9 en ander. Hy is die gees wat uit God gaan, 1 Korintiërs 2:12. So sien ons dat die Heilige Gees word ook op verskeie ander plekke in die woord God of Here genoem. In Handelinge 5:3 en 4 lees ons: waarom het die Satan julle vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Julle het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. In 2 Korintiërs 3:17 sien ons, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So kan ons ook 2 Korintiërs 3:18 gaan lees. Vriende, die goddelikheid van die Heilige Gees blyk ook duidelik uit ander name waardeur sy werk en sy karakter aan ons beskryf word. Lukas 11:3, Efesiërs 4:30 word hy genoem die Heilige Gees. Hebreërs 10:29, die Gees van genade. Matteus 3:11, die Gees van vuur. Die Gees van waarheid in Johannes 14:17, 1 Johannes 5:6 en andere. Die Gees van die lewe, Romeine 8:2. Die Gees van wysheid en kennis, Efesiërs 1:17 en ander skrifte. Die Gees van liefde, 2 Timoteus 1:7. Die trooster, die voorspraak, Johannes 14:16, 16 vers 7. So kan ons aangaan en aangaan. Jy sien, die Heilige Gees het ook goddelike eienskappe. Daarom, vriende, moet ons hom erken as God. Verskeie eienskappe word aan hom toegeskryf, wat alleenlik aan God toegeskryf kan word. Daarom bevestig dit ook dat hy waarlik God is. Hy is byvoorbeeld ewig. Die Hebreërskrywer sê in 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig en dooie werke om die lewende God te dien. Hy is ook alomteenwoordig. Die Bybel sê, waar sou ek heen gaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op die hemel? U is daar. Maak ek die doderyk my bed? Kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad? Gaan ek by die uiteinde van die see woon? Ook daar sou u hand my lei en die geregtigheid my vashou. Psalm 139, 7-10. So kan ons sien, hy is almagtig volgens Job 33 vers 4. Hy is alwetend volgens Johannes 14 vers 25 en 26. En so sê 1 Korintiërs 2 vers 11 ook, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Hy is ook skepend. Die Bybel sê in Psalm 104 vers 30, u stuur die Gees uit, hulle word geskape in die maag, die gelaat van die aarde niet. Maar hy bring ook die mens tot wedergeboorte. Want Johannes 6:63 sê, dit is die Gees wat lewend maak. Kan jy verstaan, hy is God? Kan jy verstaan hoe belangrik hy is? Dat Jesus self gesê het, sonde teen die Heilige Gees is echter erger as selfs sonde teen die Vader en die Seun. Dus moet hy God wees. Kom ek haal dit vir jou aan. Jesus sê, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeu nie, ook nie in die komende nie. Matteus 12:31, 32. Hy herhaal in Markus 3:28 en 29 ook hierdie dinge. So vriende, as die Here Jesus self dan sonde teen die Heilige Gees so sterk veroordeel en sê dat dit baie erger is
om die Heilige Gees te laster, as om teen die Seun van God te spreek, dan bevestig dit mos baie duidelik dat Jesus die Heilige Gees as God beskou. So as hy hom as God beskou, wie is ek en jy om hom minder te ag? Die Heilige Gees is waarlik God. Hy moet as God erken en geëer word, anders sal ons hom nooit ten volle kan ken nie. Hy, vriende, verdien saam met Jesus en die Vader die ereplek op die troon van ons lewens, as ons begeer om sy volheid en oorvloed te ervaar. Hy is 'n persoon. Te veel Christene, veral die Jehova getuies, beskou die Heilige Gees net as 'n krag of 'n invloed wat van God uitgaan, en daarom probeer hulle om meer van die Heilige Gees te kry. Die Heilige Gees is egter 'n persoon. Is nie iets wat ek meer van hom moet kry nie, maar hy wat meer van my moet kry. Hy is 'n persoon, net so waaragtig as die Vader en die Seun, en daarom moet ek hom eer, vertrou, lief hê, gehoorsaam en in verhouding met hom staan, soos ek dit doen met die Vader en met die Seun. Daar is talle ander bewyse in die skrif dat die Heilige Gees 'n persoon is. Vriende, ek moet seker klaar maak, maar ek wil vir u sê dat Jesus self na die Heilige Gees verwys as 'n persoon. Hy beloof in Johannes 14:16, ook 16:7, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly in ewigheid. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, dan sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Hier beloof Jesus vir hulle iets beter as wat hy self vir hulle was, terwyl hy op aarde dag vir dag met hulle gewandel het. Hierdie trooster en voorspraak en helper kon tog nie 'n blote krag gewees het nie, 'n vae onwerklikheid of hy iets nie. Hy kon tog sekerlik dan nie 'n beter plek as Jesus inneem nie. Nee, wat Jesus hier sê is dat die een goddelike persoon sou weggaan, maar 'n ander persoon, net so grondlik soos hy sou kom om sy plek in te neem. Hierdie persoon, die Heilige Gees, is wel anders as Jesus, maar tog so een met Jesus, dat hy in dieselfde gedeelte kon sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, Johannes 14:18. So God, vriende, het weer gekom in die persoon van die Heilige Gees. Die inwoning van die Heilige Gees in die harte van die disippels sou vir hulle net so kosbaar wees soos die inwoning van Jesus self, en so behoort dit ook vir ons te wees. Hierdie Heilige Gees het eienskappe van 'n persoon. Hy het kennis, hy het 'n eie wil, hy het liefde, hy het verstand, hy het gevoel, hy help, hy leer, hy praat en roep en hy getuig en hy bid vir ons, hy gee instruksies. Kan ek vir jou vra, ken jy die Heilige Gees so as 'n persoon? Is hy vir jou 'n lewende werklikheid? Hy wil homself so graag beter aan jou bekend maak. En as hy vir jou 'n persoon word, sal jou verhouding met God vir jou meer vrede, vreugde en betekenis bied as ooit tevore. Ek sluit af met R.A. Torrey wat geskryf het, die Heilige Gees, sy boek Die Heilige Gees, wie hy is en wat hy doen. En hy sê dat as die Heilige Gees vir ons 'n persoon word, wat elke oomblik by ons is, dan word hy vir ons 'n geneesmiddel teen die vrees en gevaar, teen eensaamheid, slapeloosheid, gebroke harte, mislukkings, biddeloosheid en kragtelose bedienings. So vriende, dit is dus die moeite werd om hom as persoon te leer ken. Ja, hy is die een wat krag het om te skep en orde te bring in ons lewens. Hy gee krag om ons toe te rus, krag om ons te regeer en te oorwin, krag om te verander, krag om die vyand te keer, krag om die onmoontlike te doen. Hy gee vir ons krag vir diens.
krag om te getuig, krag om te profeteer en wonders te doen, krag vir vrymoedigheid, krag om te evangeliseer. Jy sien, die krag van die Heilige Gees het nie opgehou toe die Bybel klaar geskryf is en die apostels nie meer geleef het nie. Dis vandag nog net so beskikbaar vir jou en my. So jy hoef nie meer langer 'n kragtelose geestelike lewe te lei nie. Die krag van God is tot jou beskikking. My gebed is Romeine 15:13 dan ook om mee af te sluit vir u. Mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Vriende, ek los vir jou 'n laaste vers. En ek wil vir jou vra om ook elke dag uit te roep en te glo dat jy is vervul met die Heilige Gees nadat jy gered is. En sê soos Micha 3 vers 8, ek daarteen is vol krag met die Gees van die Here en reg en heldermoed. So vriend en vriendin, sy krag stoot nooit weg nie. Hy trek mense na hom toe. En deur hom na die Vader en Jesus, mag hierdie wonderbare Heilige Gees ook met jou wees, elke liewe dag van jou lewe. Mag God se genade, vrede met u wees, in Jesus naam. As sy wil is, gesels ons weer. Mooi dag.